Goeiedag, baie welkom. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Dit is wonderlik dat ons die goeie nuus van Jesus Christus, dat ons die boodskap wat vir ons opgeteken is, Ou Testament, Nuwe Testament, ook op hierdie manier kan deel. Ons is besig met 'n reeks, dis 'n reeks wat voortspruit uit Lukas hoofstuk 10 uit, en ons fokus vandag op dit wat Jesus vir ons sê in die 20ste vers. Jesus leer vir ons waarin moet ons blydskap, waarin moet ons vreugde lê. So kom ons sit net so en kom ons doen 'n gebed saam. Ons Here is ons God, en U is die God wat vir ons is, U is die God wat lief is vir ons. Here, U is die God wat in fyn detail bemoeienis met elkeen van ons maak. Here, dankie dat ons weet, dat U ons ken, dankie dat ons weet, dat U selfs die hare op ons kop getel het. Here, dankie dat ons vir U baie meer werd is as mossies. Here, as U kinders, as disippels van Jesus Christus, as mense wat van U by U wil leer, Here, kom breek asseblief die brood vir ons. Bring vir ons 'n boodskap, gee vir ons 'n tydige boodskap vir die herfs, amper winter van 2026. Here, kom gesels met elkeen van ons. Here, kom help ons om onsself te sien, soos wat U ons sien. Help ons, Here, om te verstaan dat U ons gekies het, dat U ons op ons name ken. Help ons, Here, om net weer opnuut te sien dat U ons goeie hemelse Vader is. Amen. Lukas hoofstuk 10. Ons is besig met 'n reeks. Dit gaan oor ons gestuurdheid as kerk, ons gestuurdheid as Christene. En ons kyk vandag na die laaste paar verse wat gaan oor die sending van hierdie 72 man. Soos jy soek, het ek 'n paar vrae. En soos ek altyd sê, moet jouself nou nie te ernstig opneem nie. Neem asseblief deel. Wie van julle onthou iets soos flink dink uit die ou dae? Daar was 'n snel 4 afdeling. Kan ek gesien wie van julle onthou dit? So ek gaan 'n paar vrae vra. Nou moet julle nou vingers op die knop. Julle moet nou vinnig wees, hier goed. As jy 'n tattoo moet kry, daar kom 'n landswet uit en sê almal van ons moet 'n tattoo kry. Wat sal jy kry? Het julle nou nie ja of nee nie, die president het gepraat. Okay, nou, as jy 'n tattoo moet kry, maar daar is bietjie reëls. Jy moet iemand vir wie jy regtig lief is, se naam op jouself tatoeëer. Wie se naam sal jy tatoeëer? Nee, jy mag nie sê nie. Wie van die tannies sal sê Stief Hofmeyer? Kan ek gesien? Luister, as hierdie nou verre Oosrand was, Justin Bieber, linkerbout. Alright, so jy het die vraag. Volgende vraag. Wie op hierdie aarde, as jy dink aan jou mense, wie op hierdie aarde het jou al, baie persoonlik, jou op jou heel beste gesien en jou op jou heel swakste gesien, maar daai persoon like jou nog steeds? Het jy 'n antwoord? Okay, nee, jy kan jou hand afhou, maar dankie dat jy 'n antwoord het. Laaste vraag. Ek ken iemand, hy so tussen 'n vriend en 'n kennis, maar ek hou baie van hom, hy het 'n lekker sin vir humor. Hy doen 'n baie interessante ding met mense wat hy jare laas gesien het. So kom ons sê, hy het iemand vir 10 of vir 15 jaar nie gesien nie, en hy loop die persoon in 'n spar of 'n checkers raak. Dan stap hy na die persoon toe, hy sê nie hallo nie, hy sê nie hoor jy lekker om jou te sien nie, al wat hy sê is, ek weet van alles. Ek het uitgevind, ek weet van alles. Gemeente, as iemand dit vir jou sê, waaraan dink jy? Waaraan toe gaan jou gedagtes? So, hou dit in gedagte. Kinders, die boodskap van vandag is, die Here ken jou. Hy ken jou op jou naam. En jou naam is opgeteken in die boek van die lewe. So kom ons gaan kyk, Lukas 10, net die eerste vers, net so iets. Daarna, wat beteken daarna? Die Here het sy 12-tal, sy disippels uitgestuur, hier is nou 'n tweede sending. Daarna het die Here 72 ander mans aangewys, en hulle 2 vir hom uitgestuur na elke dorp en plek, waarin hy van plan was om te gaan. So die Here stuur hulle is gehoorsaam, hulle gaan, en die Here werk kragdadig deur hierdie ouens. Hulle het 'n wonderlike ervaring. Belangrik, alles werk. Hulle is op 'n geestelike high. Hulle smaak sukses. En dis lekker. Hulle geniet dit. Hulle harte is vol blydskap, vol vreugde. Nou kom hulle terug, vers 17. So onthou nou, moet dit nie mis nie.
Dit het regtig goed gegaan met hulle sending. Nou kom hulle terug na die Here Jesus toe en hulle gaan nou rapporteer. Die 72 het vol blydskap teruggekom. So as jy so sit met 'n highlighter, omkring daai, vol, nie 10% blydskap nie, hy het vol blydskap teruggekom en gesê, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van die naam. Kinders, net vinnig, ons lees in hierdie gedeelte van geeste, ons lees van slange, ons lees van skorpioene, al wat julle hoef te weet vir vandag is, die lig is sterker as die donkerte. Julle het die kinders wat jy, steek gou julle hande op, julle het in 'n ander era groot geword as ouma en oupa. As ek sê 'n kers, wie van julle het 'n idee wat 'n kers is? Wie van julle het al met beerdkrag, wie van julle het al 'n kers aangesteek? As ek praat van 'n kopliggie, wie van julle het 'n kopliggie by die huis? Wie van julle, in die ou dae het ons gepraat van 'n baksteen, daai swart ligte. Wie van julle het 'n baksteen by die huis? Dit maak nogals, okay, wat gebeur as die krag uitgaan 7:30 vanaand en jy steek 'n kers aan of jy sit jou kopliggie aan of jy sit daai baksteen aan? Wat gebeur? Die donkerte gee pad. Julle dink aan. Lig verdryf die duisternis. So dis as ons hier lees van bose geeste slang, alwaar jy dink heeltyd is, die lig is sterker as die donker. So hulle is opgewonde. Hulle sê vir die Here, die geeste gehoorsaam ons. Toe sê vers 18, toe sê hy, Jesus Christus vir hulle, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. En die raad sê ons met die idee kry van 'n stad soos New York, wie se krag afgeskakel word. Partykeer sien mense dit op TV, op die flieks en goed, 'n switch word net getrip en die stad verloor sy krag. So die duiwel het van sy krag verloor. Kyk, Here sê, kyk, ek het aan julle die mag gegee, die autoriteit, die gesag gegee om op slange en skorpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin. So nie net ek het julle nie net beskerm nie. Julle het die bose, julle het dit op hulle getrap en om die vyand met al sy geweld te oorwin sonder dat iets julle enige leed aandoen. So die Here Jesus beklemtoon hulle sukses. En dan sê hy, en dis die kern van vandag, en tog moet julle nie bly wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie. Maar wees, hier is nou belangrik. Waar moet ons bly wees, Here Jesus Christus? Maar wees veral bly omdat julle name in die hemel opgeskrywe is. So hulle kom terug, hulle is happy campers. Dink aan daai seisoen in jou lewe toe jy op jou gelukkigste was. Hulle glimlag van oor tot oor. En dit is asof die Here hulle so aan hulle skouers vat en sê, "Wou, julle moenie oor julle sukses gelukkig wees nie. Ek wil vir julle sê waar julle eintlik gelukkig moet wees." So kyk so met my, ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling vers 20. Maar moenie bly wees net omdat bose geeste julle gehoorsaam nie. Wees bly omdat julle name opgeteken is as burgers van die hemel. So hulle floreer in die sendingveld. Alles loop mooi. En Jesus sê vir hulle, moenie net daaroor bly wees nie. Daar's 'n ander rede, daar's 'n groter rede, daar's 'n belangriker rede hoekom julle vol blydskap kan wees. Nou wil ek gesien. Moet nou nie skaam wees nie. Wie van julle hou van wen? Wie, as jy nou terugdink, kinders, ouma en oupa en goed, in julle kinderdae, wie van julle het by die huis kaarte gespeel? Daai Jack, Queen, King, wie van julle onthou dit? Wie van julle het bordspelletjies gespeel? Monopoly? Wie van julle speel 30 Seconds? Dis is by verre my favorite. Wie van julle like dit om daai games te wen? Dis natuurlik. Jy skei al die good stuff af, al die happy hormones as jy wen. Kultuur. Of dit nou koor, revue is, gediggies, voordra, sing. Moenie skaam wees nie. Wie van julle, maak nie saak of dit 'n A- of 'n A+ is nie. Wie van julle het by die huis iewers in 'n boks 'n goue sertifikaat van een of ander kultuuraktiwiteit en goed so. Sport wen, alles het in die D-span. Wie van julle het al iewers 'n netbal of 'n hokkie toernooi gewen of die liga gewen of die derby ten minste gewen en goed so. Okay. Dit is vir ons lekker om te wen. Julle sukses smaak goed. Ons skoolfees het altyd gesê na 'n goeie oorwinning, die bier was soet. Ons like dit. Julle, die van julle wat nog werk, dis so lekker om effektief te wees. Dis so lekker om produktief te wees. Dis so lekker as mense jou respekteer, dis so lekker as jy raak gesien word. Dis so lekker om erkenning te kry vir jou werk. En die Here weet dit. En hy sê vir sy disippels, hy sê vir die 72 ouens, wag so 'n bietjie. Moenie fees vier oor dat julle so goed gedoen het in die sendingveld nie. Daar's 'n ander rede
hoekom jy bly moet wees. Daar's 'n ander rede, wat as jy 'n bron van vreugde kan dien. So Jesus, kinders, julle almal weet wat 'n pretbederwer is. Weet julle wat 'n pretbederwer is? Dis spoilsport. Jesus is nie nou 'n pretbederwer nie. Hy's nie 'n drup wat sê ons mag nooit fees vier nie. Hy wil vir ons leer waaroor kan ons en moet ons op die diepste vlak moontlik gelukkig wees. En wat sê hy? Ons moet nie ons vreugde vind in die feit dat God deur ons werk nie. Wat sê hy in hierdie gedeelte? Wees bly oor die feit dat God jou op jou naam ken. Here, waar kan ons bly wees? Net omdat ek effektief of produktief vir u werk? Nee. Dit is nie belangrik nie, maar daai is nie die belangrikste nie. Wat die belangrikste is, die Here ken jou op jou naam. Lees saam met my Jesaja 43, daai bekende gedeelte. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. In ons konteks waar daar skole is met 1005 of 1900 kinders, die onderwysers, die skool kan mos nie almal se naam ken nie. Ons onderwyser het altyd gesê, man, as jy nie die slimste, die sterkste of die stoutste is nie, dan ken ek nie jou naam nie. Maar die Here God, hoeveel biljoene mense is daar op aarde? Hy sê vir jou vandag, ek ken jou op die naam. Jesaja 49. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Meervoud. Nie net ek het jou naam op een hand gegraveer nie, ek het jou naam in albei my hande graveer. Dis wat die Here van ons sê. Gaan nie oor tatoeëermerke nie. Tieners net 'n nota. Moenie dink jy gaan op 16, moenie dink jy gaan op 60, so baie van 'n dolfyntjie hou, soos wat jy nou van 'n dolfyntjie hou. Wees versigtig wat jy doen. Daar's iets in ons. Onthou die Here het ons gemaak. God het deur Christus geskep en hy weet presies hoe ons bedraad is. Daar's iets in ons. As iemand jou op die naam noem, dit resoneer met ons as iemand weet wie jy is. Ons hou van ons eie naam. As kind het ek 'n storie gelees. Dit is interessant, party stories los 'n mens mos net nie. Ek lees 'n storie van 'n man met die naam Andrew daar in Skotland wat konyne gehad het. Ware verhaal. Wie van julle het iewers toe julle klein was hase of konyne as troeteldiere gehad? Kan ek gesien? Nou julle ken daai grappie. Klas, wat is 1 hasie plus nog 'n hasie? En Jannie sê 11 hasies. En juffrou sê vir hom, Jannie, jy ken nie jou wiskunde. So sê ja, juffrou ken nie konyne en goed nie. So ware verhaal, Skotland. Andrew, hasies as troeteldiere en 14 hasies. Hy het arm groot geword. Hy's lief vir diere en hy besef, maar ek kan nie, ek het nie kos vir al hierdie diertjies nie. En hy roep die maatjies van sy buurt. Check hierdie move. En hy sê vir hulle, hier's 14 kleintjies. Ek sal hierdie hasies na jou vernoem. Hierdie hasie kry jou naam as jy sal sorg vir kos vir daai hasie elke dag. En sy plan werk soos 'n bom. Hoekom? Want ons hou van ons naam. Wat sê die Here vir ons? Jy sit hierso, ek wil amper sê jy raak fisies hierso aan die liggaam van Christus. Die Here ken jou op die naam. En hy het jou naam op sy handpalm gegraveer. En dan gaan Jesus aan. So hy sê julle name is opgeteken. Julle name is opgeteken as burgers van die hemel. Kyk saam met my na die boodskapse vertaling van vers 20. So waar moet ons fees vier, Here Jesus? Oor dat ons suksesvol was op ons missie? Nee. Vier liewer fees omdat daar vir julle plek in my Vader se nuwe wêreld is. Julle name is klaar op die lys van gaste wat na sy hemelse feesmaal toegenooi is. So een van die primêre beelde, een van die primêre metafore wat ons skryf van die hemel is 'n feesmaal, 'n ewige feesmaal. En die Here sê nie net hy ken ons op die naam nie. Ons kry die belofte dat ons vir ewig, ons kleintjies sal sê vir ewig en ewig en ewig, forever, sal met God kan fees vier. So as ons hier sit en ons vra, Jesus, U weet ons is mens, U weet ons like dit om te glimlag, U weet ons wil gelukkig wees. Waar moet ons gelukkig wees op hierdie aarde? Sal Jesus nie vir ons sê, omdat jy suksesvol is nie. Nie omdat jy gewen het nie omdat jy goue goede aan die kas het nie. Die Here sal vir ons sê, wees gelukkig, wees vol blydskap, want God ken jou op jou naam, en hy wag vir jou 'n ewigheid saam met hom. Dit is interessant, as ons Bybel lees,
Matteus, Markus, Lukas, Johannes kry ons Jesus Christus se woorde. So dit is interessant altyd, dit is wonderlik om te lees wat Jesus gesê het. Maar as kinders van God kan ons ook kyk wat het Jesus nie gesê nie. So hierdie 72 kom terug. Ek kan dink hoe groot hulle is trots, bors groot. Kyk wat sê Jesus nie. Jesus sê nie vir hulle, kom hier, haal 'n sterretjie uit die sak uit, goue ster, en plak dit op hulle koppe nie. Dis nie wat hy doen nie. Elkeen van hulle kry nie 'n medalje om hulle nekke nie. Jesus sê ook nie vir hulle nie, hoor jy, julle het gegraaf, julle het goed gedoen, kom wees deel van my groter groep disippels. Ek wil met julle assosieer, ek wil hê mense moet my met julle assosieer. Dis nie wat Jesus sê nie. Wat sê hy, vers 20? Julle behoort aan my. Die skepper God, die God wat die heelal geskep het, die God wat die wêreld geskep het, die God wat weet hoe Jupiter en Saturnus en die dwergplaneet Pluto werk. Die God wat die hemel en aarde geskep het. Hy ken jou. Julle name is opgeteken in die boek van die lewe. Ons bron van vreugde lê nie in die feit dat die Here ons van tyd tot tyd gebruik. Dis goed. Maar Jesus sê vir ons, ons diepste bron van vreugde gaan daaroor dat God ons volledig ken. Goeie tye, die slegte ken. Hy ken jou ten volle. En hy sê nog steeds, jou naam is opgeteken in die boek van die lewe. Duitsland. Wie van julle het een of ander Duitse konneksie? Wie van julle gaan soontoe vir werk? Wie van julle het 'n Duitse van? Kan ek kyk? So paar jaar voor Jan van Riebeeck, so 90 jaar voor Jan van Riebeeck, is daar baie, daar's 'n bietjie skommelinge in Duitsland. Gaan nie goed met die kerk nie. Hulle fight, is verdeel, daar's twis. En dan kom 'n man met die naam Frederik die Derde. En hy sê, iets moet geskryf word. 'n Dokument moet opgestel word, sodat daar weer eenheid in die kerk kan wees. En hy roep 'n jong man, sy naam was Zacharias Ursinus. Hy was 28. En hy word die primêre skrywer, die primêre samesteller van hierdie dokument. En hy vra die vraag. Die van julle bietjie ouer is, die van julle wat kan terugdink aan julle hoërskool daar, julle sal hierdie vraag erken. Die vraag word gevra, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En dan kom die antwoord, dat ek met liggaam en siel in lewe en sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Euangelion. Wie van die kinders, vir haar chocolate, wie van die kinders weet, wat is Euangelion? Wie van die kinders het al die woordjie evangelie gehoor? So evangelie is goeie nuus, Evangelion is die Griekse woord. Wat is die goeie nuus? Wat is deel van die goeie boodskap? Deel van hierdie goeie nuus is, dat God nie net jou dade sien, dat God nie net hoor wat jy sê, dat God nie net jou sonde raak sien nie. Deel van die goeie nuus is, God sien ook die onsigbare deel van ons lewe. God ken ons gedagtes, God ken ons motiewe, hy kan ons motiewe pyl, alles vir ons baie keer moeilik om ons motiewe te pyl. Hy sien ons vrese, hy sien ons bekommernisse. En hy sê steeds, jy is myne. Ek ken jou op die naam, jy behoort aan my. Kyk saam met my na hierdie bekende woorde, Psalm 139, Here, U sien dwars deur my. En dan het hierdie belydenis, U ken my. Of ek sit, en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat ek dit dink. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar's nog nie 'n woord op my tong nie. Of U, Here, weet wat dit gaan wees. Die Here ken jou volledig. En hy sê steeds, ek is lief vir jou. Hy verwerp jou nie. Julle moenie julle hande opsteek nie. Wie van julle is al verwerp? Kinders, hoërskoolkinders, wie van julle is al reject? Wie van julle is al gebed deur daai oulike ouetjie of deur daai
Dit is 'n mooi meisie. Dit is 'n vrees wat ons het. Here is lief vir ons. Hy ken jou volledig en hy verwerp jou nie. Kan ek julle terugvat na julle jong dae? Laat hoërskool, julle jong mens daar. Wie van julle onthou iets van die dating game? Wie van julle onthou die ou mense hoe jy vlerk gesleep het? Onthou julle? Is jy so iemand hier? So, dit is nou wonderlik om senior volwassenes in die kerk te hê. Is daar een van julle wat nog by 'n opsitkers gevry het of probeer vry het? Goed. Okay. 'n vriend van my. Sy naam is Loslyf. Hy bly in Pretoria. Toe ons studente was, het hy gesê, as jy op 'n eerste date gaan, is daar net een reël. So as jy single is, spits na jou ore. Loslyf sê, daar's net een reël. Moet net nie jouself wees nie. Dink aan. Hoekom? Ek wil hy sê dit tong in die kies. Hy's 'n lekker ou. Hoekom sê hy dit? Ons is bang, julle. As ons onsself is, dan gaan sy net vir jou sê, hoorie, nee dankie. Ek wil jou nooit weer sien nie. God ken ons ten volle. Hy ken ons volledig. En hy sê, maar ek is lief vir jou. Ek like jou. Ek gee my lewe vir jou. Hy is ons Vader. Dit is 'n baie interessante skuif van die Ou Testament na die Nuwe Testament. In die Ou Testament word God voorgestel as 'n Vader, maar hy word nie Vader genoem nie. Jesus Christus bring vir ons hierdie nuwe perspektief, dat ons God ons Vader kan noem. Wat's die implikasies daarvan? Dit beteken ons is kinders van God. Dit beteken ons hoef nie te werk, ons hoef nie so te grind vir ons identiteit nie. Dis iets wat ons ontvang het. Dit beteken ons hemelse Vader is nie 'n baas. Wie van julle het nog as 'n kwaai baas? Hy's nie 'n kwaai baas wat die hele tyd 'n performance review op jou doen nie. As God ons Vader is, en Karel Barth verwoord dit mooi, hy sê, as God ons Vader is, dan beteken dit ons kan met vrymoedigheid bid, want hy is lief vir ons, en hy gee om vir ons. As God ons Vader is, hy is ons Vader, dit beteken ons kan rus in hom, ons kan vrede vind in hom. So Lukas 10 vers 20, nadat hulle die wêreld, nadat hulle Israel ingegaan het, Jesus sê nie vir die 72, kom na my toe, omdat julle so suksesvol is nie. Jesus sê vir hulle, kom. Hoekom? Want jy is myne. Dit is interessant, ek gaan so vir ons afsluit. In vers 20 is daar 'n toekomsgerigtheid ingeskryf. So ons dink baie keer, en is reg so, die Here ken my hier in die hede, en as ons sê, alright, maar die Here ken ook my verlede, en ons is baie keer bang oor die geraamtes wat in ons kas is en goed. Maar in Lukas 20 is daar 'n toekomsgerigtheid. Waaroor gaan dit? Die Here weet wat jy in die toekoms gaan doen. Die Here weet van die goeie goed, die Here weet van die slegte goed, die Here weet wanneer ons gaan val, die Here weet wanneer ons gaan struikel, wanneer ons gaan val, die Here weet hoe ons gaan herstel, die Here weet van ons groei. Maar wat sê hy? Hy sê, julle name is opgeskryf. Nou wil ek sien, nou moet julle breek. Wie van julle het 'n A+ vir Engels gekry? Grammar, wie van julle daai goeters geëis? Kyk wat staan daar, onthou julle tenses. Kyk, my Engels is glad nie goed nie. Ek onthou ook gehuil het graad 2 om Mary had a little lamb op te sit en goed so. Ek sweet as ek in Engels moet praat en goed so. Kyk wat sê Jesus. En wat se tens sê hy dit? Dit is die verlede. Hy sê julle name is opgeskryf. In die verlede is julle name opgeskryf. In die Grieks is dit in die perfect tense. Nou wat beteken dit? Daar's baie meer tenses in Grieks as in Afrikaans. Perfect tense is iets wat in die verlede gebeur het en dit is klaar, dit is afgehandel. So ons lees hier sodat Jesus sê, julle name is opgeskryf. Dis afgehandel. Wie is die een wat handel? Wie skryf jou naam op? Dis die Here wat jou naam opskryf. Dis nie ons wat in al ons broosheid gaan met 'n potlood en jou naam daar op 'n skietlys neersit en wonder Jesus, maar gaan hierdie ding nou uitgevee word of nie? Dis nie ons wat ons naam met een van hierdie swart koutjies wat jy so maklik kan uitvee op 'n bord skryf nie. Die Here sê nee. Dit is geskryf. Dit is gedoen. Ek is vir julle. Ek is lief vir julle. Julle name is opgeteken in die hemel. Lang naweek. Meeste van ons het
'n klein bietjie meer tyd oor 'n lang naweek. As jy oor hierdie lang naweek, as jy 'n paar minute het, gaan na die stilste vertrek in die huis en stroop jouself van alles, van al jou prestasies, van al jou sterkpunte, van al jou beleggings, van al jou geld, van al jou toekennings. Stroop jouself van die donker kant, die mislukkings. Stroop jouself van jou vrese, van jou bekommernisse. Wat bly oor? As jy naak, alleen voor die Here sit, wat bly oor? Dis een waarheid. God ken jou. Hy is lief vir jou. En jou naam is opgeteken. Daarom hierdie woorde, Sefanja 3 vers 17. Die Here jou God is in jou midde. Hy's by jou. Hy is ons verlosser, hy's 'n held, hy's 'n krygsman, wat verlos. En dan hierdie woorde, hoe baie verheug mense hulle oor jou. Hy verheug hom met blydskap oor jou. Hy maak jou stil met sy liefde. Dink aan 'n babietjie wat net huil en huil en huil en God kom vat ons en hy maak ons stil met sy liefde. Hy sal oor jou juig met jubelkrete. Amen. As Here, ons is U se. Ons behoort aan U. Maar Here, U ken almal van ons. U ken ons persoonlikhede. U ken ons geaardheid. U weet, dis vir ons soms moeilik om hierdie goeie nuus te ontvang. Here, mag ons hierdie waarheid omhels met U Gees wat in ons lewe werk, met U Gees wat kragtig in ons lewe werk. Here, kom help ons om net weer te hoor dat U ons op die naam ken. Dat U ons geroep het, dat U ons gestuur het. Dat U die ene is wat ons name opgeteken het in die hemel. Here, kom help ons. Kom help ons as mans, as vroue, as kinders. Here, kom help ons om dit die diepste bron van ons vreugde, die diepste bron van ons blydskap te maak. Ons kan hierdie lewe nie sonder U ingaan nie. Ons wil hierdie lewe nie sonder U blydskap ingaan nie. Here, kom werk in ons. In hierdie herfs, in hierdie wintertyd, Here, kom werk in ons. Soos net U as ons lewende God in ons kan werk. Dankie vir die feit, Here, dat U ons gebruik. Dankie vir die feit dat U ons waardig ag om 'n instrument in U hand te wees. Maar Here, mag ons nooit fokus verloor van Lukas 10 vers 20 nie. Mag ons altyd weet, Here, U is ten volle vir ons. U het met U lewe vir ons betaal. En dankie daarvoor, Here. Kom versterk ons, Here. Kom skenk aan ons elke dag. Kom skenk aan ons die geloof wat net U aan 'n mens kan skenk. Amen.